Christus. Ek deel graag met julle die volgende paar liefde leed. Die eerste saak wat ek aan ons aandag bring, is dat dit gaan al heel wat beter met Tannie Sarah Rademeier. Ons sê baie dankie vir elkeen se voorbereiding, elkeen se moeite, al die boodskappe en al die gebede. Dan geliefdes, ek het baie hartseer hart van hoor vir julle sê, ons het baie gehoor van Donna Lee, en dat sy eintlik uit die hospitaal uit is. Ongelukkig is sy weer in hierdie week, dan lyk gister of eergister, weer terug in die hospitaal in, want sy het moet gaan asemhaal. So ons vra weer dat jy, Donna Lee, op jou voorbereidingslys sal sit. Dan geliefdes, ons vra nog steeds voorbereiding van die Isabel. Sy sukkel nou al 'n hele lang ruk met haar longe. Ons vra dat sy weer sal herstel in die volle. Dan geliefdes, nou so 'n klein bietjie terugvoer gee oor oom Robert Woods. Hy is al 'n hele rukkie uit die hospitaal uit, waar hy besig is om weer aan te sterk. Ons weet dat hy 'n bloeddruk gehad, sy gesondheid was nie na wense nie. Maar as jy nou vir hom gaan kyk, as hy agterkom, dit gaan al heel wat beter met hom. So ons sê baie dankie vir al die ondersteuning en al die liefde en al die gebede en dan vra ons dat ons so sal voortgaan om aan te hou vir oom Robert Smit. Geliefdes, dan ons eie Amanda Rudolf, wat nou in hierdie week uitgevind dat sy op Saterdag gaan vir 'n rugoperasie. Sy het haar krake in haar rug wat hulle moet regmaak. So hoe iemand so lank kan gaan sonder om dit te weet net sy. Maar ons vra asseblief dat ons sal voorbereiding gee vir haar. En dan geliefdes, Gert Boetie, ons het verlede week gehoor, hy sukkel met velkanker. Ons vra dat daar vir hom ook sal voorbereiding gedoen word. En dan geliefdes, seker die lekkerste liefde wat ek met julle kan deel vanmôre. Daar sit ons oraliste. Sy het beroep gekry by 'n ander kerk, maar sy het vir die beroep gesê nee, want die vibes is lekkerder hierso by ons. So geliefdes, ons is baie dankbaar dat sy hier by ons gaan bly. En asseblief maak met as jy daar sien daai tyd, gee vir haar so 'n keer 'n drukkie namens die kerk. Geliefdes, dit is al die liefde leed wat ons het. Kom ons sit rustig so, sluit die oë. Almagtige God en Hemelvader, Here Jesus Christus en Heilige Gees, dankie dat ons hierdie geleentheid mag hê waarin ons U woord ontvang. Dat ons almal op hierdie ysterlike koue dag aangetrek het en hiernatoe gekom het om U woord te ontvang. Met dit in gedagte, Here, wil ons vra dat U self sal ontferm oor al hierdie mense. Ons is bekommerd oor hulle en ons wil hê hulle moet weer so gou as moontlik gesond word. Sal U U hand van genesing oor hulle hou, sal U aan hulle families dink en sal U ons sterk maak, sodat ons kan wees wat hulle van ons af nodig het. Sien ook ons eie probleme raak, sien ook die mense wat nie die vrymoedigheid het om te sê ek is siek en ek word voorbereid nie, en gaan met hulle ook. En gaan ook so met die mense wat nie so bevoorreg is soos ons hier kan sit en U woord kan hoor nie. Laat die woord ook op 'n of ander wyse by hulle uitkom. Laastens, Here, wil ons ons sondes aan U opdra, vra dat U dit nie net sal vergewe nie, maar dat U ons sal sterker en beter maak as daai slegte gewoontes. Ons vra dat nie uit verdienste uit nie, maar ons vra dat alleen uit U genade in Jesus naam. Amen. Liefdes, kom ons staan en ontvang die seën. Want selfs al gaan ek deur donker duister, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my. In U hande is ek veilig. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, vrede en barmhartigheid vir julle, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons toetrede lied volgende is die 116. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë.
Laat ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12, vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister, is reg. Die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee. Ons weet nou dat ons sonde gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons skuld bely. Ons sing die 231 vers 1. Broers en susters, nou dat ons ons skuld voor God en ons lief bely het, verseker God sy woord ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie rede kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Kom ons bly ons doen almal saam soos God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei is onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter derde dag gegaan, wat op die derde dag weer opgestaan is uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die Gees en die ewige lewe. Amen. Nou dat ons ons geloof bely, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Kom ons sing die 203 vers 1, 2 en 3.
God en Hemelvader, Here Jesus Christus en Heilige Gees, dit is nie maklik om vanmôre hier te staan en te weet dat ons, as ons weer moet opstaan en uitgaan in die wêreld in, dan kom al ons probleme terug na ons toe nie. Maar hier staan ons nou in hierdie oomblik en ons besef dat ons kan met U wees. En ons kan hierdie kort U rustigheid geniet. Daarom vra ons, Here, dat U ons harte se poorte sal laat oopgaan, ons ore spits, en al die gedagtes wat verhoed dat ons konsentreer op U woord, nou sal verdwyn en verklein. Here, dankie dat ons hierdie gebou het. Dankie dat ons kan onsself omring met sulke liefdevolle mense, en dankie dat ons hierdie oomblik U woord kan ontvang. Maak ons dus so ontvanklik as moontlik. Ons vra dit nie uit verdienste uit nie, maar alleen uit U genade, in Jesus naam. Amen. Kom ons neem rustig, ons sit lekker in. Dan wil ek hoor, kan ek 'n bietjie praat, dan kan jy speel daar. Is dit maklik? Liefdes daar agter, kan julle my hoor? Goed. Liefdes, die teksgedeelte wat vandag ons aandag gaan geniet, kom voor in Handelinge 2 vanaf vers 14 tot en met vers 36. En die rede hoekom ons na hierdie teksgedeelte kyk, is want vandag is Pinkster. Vir die van ons wat nie weet wat Pinkster is nie, geliefdes, dit is die dag wat ons as Christene herdenk wat Jesus Christus sy Heilige Gees oor sy apostels laat uitvaar het. Waar die Heilige Gees op hulle afgekom het en hulle begin praat het in tale. En ook van daai dag af merk wat die Heilige Gees vir ons vrylik beskikbaar was. Nou moet ons mekaar sê, goed, Akamadome, ons lees nou die hoofstuk net nadat dit gebeur. Hoekom lees ons nie die eerste 13 vers nie? Want geliefdes, Paulus maak vir ons 'n baie belangrike toespraak in hierdie paar verse wat ons vandag gaan lees. So kom ons vertel vir mekaar in elk geval wat gebeur in die eerste 13 verse. Wel geliefdes, die disippels, die nou apostels, het gesit en hulle het gewag. Hulle het by Hemelvaart vir die Here gevra of hulle kan nou uitgaan en hulle kan verkondig. En die Here het vir hulle gesê, hulle moet 'n kort rukkie wag. As jy jou kalenders dophou, is dit presies 10 dae na Hemelvaart en 50 dae na Paasfees. Al daai dinge gaan later vir ons baie groot sin maak, want dit val alles so perfek in plek. Goed geliefdes, met hier dat hulle daar sit en wag, kom daar ewe skielik 'n rukwind in die gebou in, met toe vensters en toe deure, en daar verskyn 'n vuurpilaar. En hierdie vuurpilaar wat ons ken uit Egipte uit, wat ons ken uit die tempel uit, word toe gebreek in kleiner stukkies en vorm 4 tonge wat op die 12 apostels geval het. Met die tonge op hulle val, het hulle begin in tale praat. Voordat jy bang word, geliefdes, die tale wat daar hierna verwys word, is tale wat verstaan was deur ander mense. Met ander woorde, hierdie een sou ewe skielik begin Grieks praat, en daai een sou ewe skielik begin Afrikaans praat, en dan sou daar iemand in die gehoor gewees het wat verstaan wat hierdie tale is. Met die dat al die snaakse dinge gebeur, het die mense begin dink dat hulle is dronk. En met die net soos wat Jesus gewoonlik dit gedoen het, het Petrus opgestaan, gevul met die Heilige Gees, en hy het vir ons die volgende toespraak gelewer. Geliefdes, die toespraak kom voor in Handelinge 2 vanaf vers 14 tot en met vers 36. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op, en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog nie eers 9 uur in die môre nie. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek daardie dag my gees uitstort, en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lig en wonders onder die aarde gee, bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi, voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Israeliete, luister na hierdie woorde. God het Jesus van Nasaret aan julle bekend gestel deur die kragtige dade, die wonders en die tekens wat God hom by julle laat doen het.
Daarvan weet julle self. God het besluit dat dit vooruit bepaal om hom aan julle uit te lewer, en julle het hom deur hierdie heidene aan die kruis laat spyker en hom dood gemaak. Maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Van hom sê Dawid, ek het die Here altyd voor oë. Hy is aan my regterhand. Ek sal nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong jubel. Ja meer, ek het die verwagting dat my liggaam sal lewe, want U sal my nie aan die doderyk oorlaat nie. U sal nie toelaat dat U troue dienaar vergaan nie. U het my die paaie van die lewe geleer. U teenwoordigheid sal my met vreugde vul. Broers, wat ons voorvader Dawid betref, moet ek dit vir julle duidelik stel. Hy het gesterwe en is begrawe, en sy graf is nou nog hier by ons. Maar hy was 'n profeet en hy het geweet dat God met 'n eed aan hom beloof het dat een van sy nakommelinge op sy troon sou sit. Daarom het hy die opstanding van die Christus vooruit gesien en gesê, hy is nie aan die doderyk oorgelaat nie en sy liggaam het nie vergaan nie. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan, daarvan is ons almal getuienis. Hy is verhoog aan die regterhand van God en hy het die Heilige Gees wat beloof is van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. Dawid het nie na die hemel toe opgevaar nie en tog sê hy, die Here het vir my gesê, sit aan my regterhand totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Liefdes, ons lees vandag tot sover, wel geluksalig die wat die woord van die Here hoor, maar werklik gelukkig die wat daarna luister. In voorbereiding van ons preek, kom ons sit net so rustig en ons sing vanmôre lied 253. Geliefdes, daar so 'n verskriklike lang teksgedeelte is daar baie vrae wat in die lug hang, vrae soos wat is Pinkster eintlik, moet ons dit vier, is dit in dieselfde kategorie as Paasfees en as Kersfees? Kom ons begin met die klein vragies van die teksgedeelte. En die eerste een, die een wat jou eintlik die meeste bepla is. Ons weet dat Judas Iskariot die Here Jesus Christus verraai het en wat die 12-tal dan verander het na 11 toe. Maar wanneer ons hierdie teksgedeelte lees, is daar nou ewe skielik weer 12. Geliefdes, op daai vraag te antwoord kan ons net een tree teruggee in hoofstuk 1 en daar kan ons lees dat nadat Jesus Christus opgevaar het na die hemel, het hulle besluit om by mekaar te kom en 120 van sy naaste volgelinge het toe 'n vergadering gehou wat natuurlik gelei is deur Petrus en een van die eerste besluite wat hulle geneem het is om Judas te vervang. Geliefdes, hulle het 2 mense gehad as kandidaate. Die kriteria was eenvoudig geweest. Dit moes iemand gewees het
wat van die begin af waar Jesus Christus gedoop is tot in met sy opvaring na die hemel Christus gevolg het en daar was slegs 2 sulke manne gewees. Hulle name was Josef, ook bekend as Barsabas, en dan was dit Matthias. Daar was 'n lotery en Matthias het toe gewen en hy het Judas Iskariot se plek gevat in die 12-tal. So geliefdes, ons 12-tal lyk op hierdie stadium as volg. Ons het vir Simon Petrus wat later die hoeksteen van die kerk word. Ons het vir Johannes, die geliefde disipel. Ons het sy broer Jakobus, hierdie is die 2 broers van wonder. En dan het ons vir Andreas, Filippus en Bartolomeus, 3 mense wat ons nie regtig baie van weet nie. Al wat ons weet is dit is Bartolomeus en nie Bartolomeus Dias nie. En dan het ons vir Thomas, die twyfelaar. Dan het ons vir Matteus, ook genoem Levi, die tollenaar. Ons het Jakobus van Alfeus. Ons het Simon die Zeloot, ons het Judas, die seun van Jakobus, nie Judas Iskariot nie, en nou uiteindelik van Matthias. Nou die eerste ding wat jy agterkom wanneer ons na die 12-tal kyk is, hoekom is daar so baie name wat herhaal? Ons sit met 2 Simons, dis hoekom een van hulle Petrus genoem word. Ons sit met 2 Jakobusse, waarvan een van Judas se pa ook Jakobus is. Dit is hoekom hulle altyd gesê word saam met ander mense, hierdie een is Johannes se broer, hierdie een is daai ene. En dan sit ons ook met 2 Judasse, en dit is ook hoekom jy elke keer wanneer jy lees van hierdie tweede Judas, dat sal hulle sê, nie Judas Iskariot. Nou voordat jy dink dit is 'n snaakse gebaar, hoekom het Christus die mense gekies met 12 unieke name nie? Kom ons herinner mekaar net gou dat hier vandag se 2 Armands, 2 Werners, 7 Willies en 100 Johanne. Met ander woorde, hierdie is nie 'n snaakse gebaar nie. Hierdie is ietsie wat normaalweg in die wêreld gebeur en daarom kan ons die kwale wees vir ons kan net weet dat hierdie is ons 12-tal en daarmee is ons gelukkig. As dit nou die eerste keer in jou lewe is dat jy die 12-tal so hoor, moenie sleg voel nie. Vandag se kinders kan nie eers die ander 12 seentjies opnoem nie. Nou geliefdes, dit bring ons dan nou by die eerste groot en belangrike vraag wat ons eintlik oor hierdie teks wil vra. Hoekom het God juis vir sy disippels gesê hulle moet wag? Hoekom moes hulle vir 10 dae stil gesit het en gestagneer het voordat hulle kon begin het om die woord te gaan verkondig? Hoekom juis hierdie dag? Daar is 3 kort antwoorde hiervoor, eintlik 2 antwoorde, die tweede antwoord is saam. Die eerste ene is dat hulle tyd nodig gehad. Hulle moes gaan sit het en hulle moes gaan beplan het waarheen gaan hulle gaan en nou sien ons ook, hulle moes nog 'n apostel gekies het, dit wat hulle toe gedoen het. Die tweede rede, geliefdes, is dat hierdie is 'n buitengewone spesiale dag wat Christus hulle laat bymekaar kom het in Jerusalem. Hierdie dag is baie spesiaal want al die Jode van die verre lande sou nou teruggekom het na Jerusalem toe. Sodat wanneer hierdie gebeurtenis gebeur, is daar nie net 6 of 7 mense nie, maar daar is 'n klomp mense wat lanklaas in Jerusalem was, wat nou daar sit en die woord van Christus hoor in hulle eie taal. So geliefdes, ons praat eers oor hoekom juis hierdie dag spesiaal is. Wel, geliefdes, om dit so kort as moontlik te maak. Paasfees val op die Joodse Paschafees. Dit is wanneer hulle 'n lammetjie geslag het, wat hulle die 10de plaag herdenk, wat hulle bloed teen die kussyne smeer. Hulle het dit dan nou gevier en herdenk met die Paschafees waar hulle 2 lammetjies sal geslag het, een in die woestyn wat ons gaan het en die ander een het hulle geslag en geëet. Jesus Christus het met sy dood hierdie fees vervang. 3 dae daarna was daar die eerste vrugfees, daar wat jy as jy nou jou oes dan nou gesaai het, dan het jy jou 10de van jou oes vir die tempel gegee en dan het jy 'n fees gehou daarvoor en dit is die dag wat ons Christus se opstanding uit die dood gevier het. Met hemelvaart as ook nou die Pinksterdiens wat ons vandag doen, het die Jode 'n erediens gehad, 'n fees gehad genaamd Shavuot. En tydens Shavuot vier hulle Moses wat opgaan by die berg en afkom met hierdie 2 klippe en hierdie wette. En dan is hulle nou gelukkig oor die wette want nou weet hulle hoe om reg te leef. En met hierdie feesviering het hulle allerlei tierlantuintjies gedoen en 10 dae daarna kom hulle almal na Jerusalem toe en hulle bring offers by die tempel. So ons sê weer vir mekaar, geliefdes, die praktiese doeleindes van hoekom Jesus Christus juis hierdie dag gekies het, is want nou is almal wat van die verre lande afkom. Onthou hulle was verlang in ballingskap en hulle was verlang as slawe so te verkoop en hulle was verlang as mense daai kant toe weggegooi. Nou kom hulle almal terug na Jerusalem toe. En ons hoor so baie die profete in die Ou Testament sê dat God sê hy gaan hulle van die uithoeke van die wêreld af terugbring na sy stad toe. En
En hier is hulle nou, en hier ontvang hulle die woord van God in hulle eie taal. Dit is wat ook vir ons belangrik is wat ons nou vir mekaar kan uitwys, is dat dit voorkom of God 'n meesterplan het. Dit wil nie van so voorkom nie, ons kan dit agterkom. Mens sien altyd daai prentjie in jou kop van iemand wat 'n klomp dominos agter mekaar sit, sodat wanneer jy hom stamp, dan gaan hy so vorentoe. En dan is daar een van daai mense wat nou regtig die moeite ingesit het, en hulle pak hierdie groot patrone uit, wat omtrent 3 miljoen van hierdie dominos bevat, en die oomblik wat jy hom gestamp het, dan kan jy dit so mooi volg, en dan maak dit dan 'n mooi prentjie. En so het alles wat God met Christus beplan het, by hierdie punt, tot 'n tweede, derde klimaks gekom. Nou gaan ons uiteindelik by die gedeelte kom, waar God vir jou vrylik beskikbaar is. Sy meesterplan het hierdie stap ook by, sodat jy die ewige lewe kan kry, sodat God vir jou vrylik beskikbaar kan wees, moes hierdie dag ook gebeur het. Dan dit is 'n ander ding wat ook net 'n praktiese doeleinde is, tot en met hierdie punt dat die apostels nie geweet waartoe moet hulle gaan nie, moet ek na Egipte toe gaan, moet ek na Australië toe gaan, maar hier kry hulle nou tale waarin hulle magtig is. Hulle praat dit. Party kommentare sê dat een Israeliet sou een taal gekry het, ander kommentare sê dat een Israeliet sou 12 tale gekry het, en waar ook al hy gaan, daai taal sou hy magtig geword het. Maar kom ons gaan met die een wat sê dat Petrus het nou regtig baie goed geword met Aramees, en nou kan hy gaan na die Arameese dorpe toe en daar die woord van Christus verkondig. Nou vra ons mekaar, ek goed geliefdes, wat het hierdie enigstens te doen met die teksgedeelte wat ons vandag gelees het? Wat het Petrus se toespraak bereik uit hierdie Pinksterfees, uit hierdie uitstorting van die Heilige Gees? Wel geliefdes, nommer 1. Nou staan daar hierdie groot skare en kyk na die mense. Party mense vermoed hulle is dronk, ander mense sê, ek verstaan daai een. En Petrus spreek hulle toe en hy sê dat hulle is nie dronk nie, dit is nou eers 9:00 die oggend, en hy begin vir hulle profeseë, wat hulle uit hulle Ou Testament uitken, begin hy vir hulle onderstreep en uitlig hoe dit in Jesus Christus waar geword het. Hy noem vir hulle hoe die mense gaan profeteer. Hy noem vir hulle hoe Jesus groter is as die dood. Hy noem vir hulle hoe Jesus Christus die lewendige Messias God is, wat nou op die troon sit, wat 'n nakomeling van Dawid is, en wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God. En hy sê laastens dat Jesus is koning. Nou vir ons, die normale hoorder, die Christen van kitsbeen af, wil hierdie woorde ons nie so hard tref, soos wat die woorde daai mense getref het. Ons ken hierdie, ons bely hierdie, Gert het vanoggend weer vir ons gelees, dit klink vir ons normaal, dit word eintlik 'n klein bietjie afgewater. Maar hierdie skare, hierdie mense wat dink hulle is dronk, hoor dit nou vir die eerste keer. Hulle gaan van 'n verre land af terug na hulle moederstad toe, en hulle hoor in hulle eie taal, hoe hierdie Jesus profeseë laat waar word het. Geliefdes, hierdie toespraak was so sterk geweest, was so goed geweest, was so goed gelei deur die Heilige Gees, dat 3000 mense het bekeer nadat Petrus gepraat het. Toe hulle begin werk het, toe die Heilige Gees hulle begin lei om mense gesond te maak, om Jesus te begin verkondig, het hulle so baie siele bymekaar gemaak. Nou geliefdes, kom ons onthou daai getal. Ons vra vir mekaar dan die belangrikste vraag. Punt. Baie dankie vir die geskiedenisles, baie dankie vir die name. Wat het dit enigstens betrekking tot my? Wat moet ek hier as 'n 2026 Christen maak met hierdie woorde en hierdie Pinksterfees? So ons gaan teruggaan na 'n vraag wat ons mekaar gevra het heel aan die begin. Is Pinkster 'n groot en heilige dag wat ons moet vier, soos Paasfees en Kersfees? En vandag sê ons vir mekaar, as jy regtig verstaan wat Pinkster is, hoort dit in daai selfde kategorie te val. Hoort dit ietsie te wees waarvoor jy gelukkig is. Want wat dit prakties beteken, is jy hoef nie meer as 'n gelowige al die pad na Jerusalem toe te gaan om daar in 'n heilige tempel te aanbid nie. Jy kan dood eenvoudig in die rustigheid en privaatheid van jou huis, jou kamer, kan jy op jou knie gaan en jy kan met die teenwoordigheid van God praat. Die muur tussen God en mense het heeltemal gebreek, en van hierdie dag af, 2000 jaar gelede, is ons die tempels van God.
kan jy jou oë toemaak en het jy 'n direkte lyn met die Here. Ons is gelukkig daaroor, want dit beteken ook dat God vir ons talente kan gee. Nou hier is waar ons mekaar dit baie duidelik maak, geliefdes. Ons praat oor die domino plan wat God gemaak het en hoe alles perfek in mekaar inpas en ons sê ons mekaar dat sy plan is nog nie klaar nie. Daar is 'n plan vorentoe en hy het 'n plan met jou. Jy is so kosbaar dat hy 'n gedeelte van homself in jou berge, in jou huisves, in jou laat woon. En jy het 'n plan in sy meesterplan. En dan die eerste ding wat mense vir mekaar sê is, goed Dominee, ek is maar net 'n gewone mens. My tong is stom as ek praat. Ek kan nie so maak nie, ek kan nie dit doen nie, ek het nie talente nie. En dan herinner ons mekaar aan daai ou woorde. Die Here roep nie die wat bekwaam is nie. Hy bekwaam die wat hy geroep het. En daarin vind ons vandag ons vreugde. Daarin raak ons gelukkig oor Pinkster. Hierdie is die dag wat God nie meer vir ons ver is nie, maar wat God hier binne ons kom woon het, wat hy vir ons vrylik beskikbaar geword het, en dat sy teenwoordigheid nie net nog ietsie is wat ons kan ver weggooi, wat vir ons afgewater is nie, maar dit is vir ons iets bitter belangrik en kosbaar. Jy is kosbaar, want God ag jou goed genoeg om in te bly. Nou geliefdes, kom ons maak daar nou 'n laaste gedagte, 'n afsluitende gedagte. Ons gaan weer terug na die Shavuot waarvan hulle gepraat het. Goed, ons herinner mekaar wat gebeur op die dag. Moses kom van die berg af en hy sien dat sy broer Aaron, die een wat hom nou gehelp, praat het dan nou 'n goue kalf gemaak en hierdie Israeliete wat nou hierdie wet gaan ontvang, aanbid nou hierdie goue kalf. Op die dag vier hulle dat Moses het daai 2 klippe op die grond gegooi, hy het die kalf gebreek en fyn gemaak en dit in hulle drinkwater gegooi en hulle forceer om dit te drink. In sy toespraak sê hy vir die hele Israel, wie van julle is saam met my en aanbid God alleen, en net een van die 12 stamme, Lewi, sê toe, ons doen, en hy gee vir elkeen 'n swaard en hy sê, kom ons gaan 'n paar mense doodmaak, die mense wat nie oortuig word oor God nie, en hulle maak 3000 mense dood. Liefdes vir julle weer daai getal van 3000 mense. So in teenoorgestelde van hierdie dag en dit wat hulle vier, geliefdes, word dit nou verander na 'n fees van Christus. In steede van 3000 mense wat doodgemaak word, kry ons 3000 mense wat bekeer. In steede van 'n wet wat ons terughou en ons vasboei, word ons die Heilige Gees gegee wat binne in ons woon. As jy vandag vir 'n finale jaar vra, hoe weet jy doen iets verkeerd sonder dat ons nou vir hulle gesê het, die wet, sê hulle eers vir jou, daai stemmetjie in jou kop. Geliefdes, dat ons nie meer net weet wat is reg en verkeerd nie, maar dat ons 'n voorspraak het, 'n gees het, wat binne-in vir ons sê, wat aktief besig is om ons te probeer rig op die regte pad nader aan God. En in steede daarvan dat ons goue water moet drink met goue stukkies in, kry ons die talente en die vermonde vermoëns wat ons elkeen nog nie eers weet ons het nie, want ons pas in 'n Christelike meesterplan. So ons sê weer eens mekaar, geliefdes, ons vier hierdie dag van 2000 plus minus jaar gelede het die Heilige Gees kom besluit om binne in ons te woon, buite dat ons kosbaar maak, buite dat ons nou in God se groot plan pas, beteken dit dat hy gaan jou, nie kan jou nie wil jou nie, hy gaan jou gebruik om hierdie groot meesterplan van hom te laat uitvoer word. En jy kan daarna uitsien. Jy kan jou eie waarde as mens daaraan heg. So ja, geliefdes, ons vier hierdie dag soos Kersfees en soos Paasfees. En dit bring ons by vandag se Sabbat. Vandag se Sabbat is daar 3 bitter belangrike punte, maar nou gaan ek regtig weer klink soos 'n papegaai. Die eerste een, verstaan dat God se hele plan vanaf Genesis, die oomblik toe Eva aan daai vrug gebyt het, is alles fyn beplan tot in met hierdie punt, waar Christus sy Heilige Gees vir ons uitgestort het. En dan, geliefdes, jy wat hier sit, bevat die Heilige Gees. Dominetjies, jy is 'n tempel van God. Hoe lyk jou tempel?
Hoe sien ander mense die huisvesting van God? Dit beteken dat jy vat God oral saam met jou heen, oral waar jy gaan, al is jy hoe alleen, al is jy hoe stikkend, God is met jou. Hoe lyk jy vir ander mense? Dan geliefdes, verstaan, maak so wees nie, wat jy al verkeerd gedoen het nie, hoe sleg jy jouself sien. Die Here sal jou bekwam, sodat hy sy meesterplan met jou kan volbring. Tot sover, geliefdes. Amen. Kom ons staan. Almagtige Hemelse Vader, Here Jesus Christus en Heilige Gees. Ons dank U dat ons hierdie geleentheid gehad het om U woord te hoor. Ons dank U dat U besluit het, ons is mooi en goed genoeg, dat U in ons gewoon het. Dankie vir die stappe wat U geneem het, dat ons hier kon uitkom. Dankie vir die opoffering wat Christus vir ons gemaak het, en dat hy ons nie soos weeskinders agtergelaat het. Here, sal U asseblief vir ons elkeen se harte in kyk terwyl U daar is, en sien wat dit is wat ons nodig het, en dat ons hier saam vergader in U naam, dat U dit vir ons kan laat waar word, dat U ons gebede kan verhoor, en wanneer hulle verhoor is, ons weer opnuut U naam kan jubel. Here, dan gaan ons vir U af, weer terug na 'n wêreld toe wat U nie ken nie. Laat ons die lig wees wat skyn in hierdie donker wêreld, dat ander mense ook U teenwoordigheid kan ervaar, en ook kan sien hoe wonderlik dit is om 'n ewige lewe te hê wat op ons wag. Ons dra vir 'n tweede keer die mense wat siek is aan U op, vra dat U self sal ontferm oor hulle, die hand van genesing oor hulle sal hou. Sal U ook gaan met die mense wat nie so bevoorreg is soos ons nie, dat die woord ook op een of ander wyse by hulle sal uitkom. Seën ons ook vir die maand wat voorlê, vir die koue wat voorlê, en gee vir ons die krag en verstand om dit daardeur ook te maak. En laastens, Here, asseblief vergewe ons sondes, selfs die sondes wat ons nie eens weet ons doen nie, en vervang daai gewoontes met goeie gewoontes wat 'n glimlag op die gesig sal sit. Ons vra dat U uit die dienste uitneem, maar alleen in U genade, in Jesus naam. Amen. Liefdes, ons slotsaam vanmôre is lied 308, daarvan al 4 verse. Hy sal engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jy sal oor leeu's en adders loop. Leeu's en slange sal jy doodtrap. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees.
Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Meent ons net die volgende paar afkondigings. Ons herinner aan die Bybelstudie wat plaasvind Woensdagoggend 10:00 by Groene Weide. Dan het ons ook volgende week na die erediens, die 31ste Mei, het ons gemeenteete. Dit is ook by Groene Weide. As daar van julle is wat nog nie die antwoorde deurgegee het nie, vandag asseblief is die laaste. Laat vir my of vir dominee weet as jy nog nie laat weet het of jy die ete gaan bywoon nie. Daar is geen koste aan verbonden nie, so jy is almal uitgenooi. Dan is ons vleisbestelling se laaste dag van bestelling ook vandag. Kom Karel, die lys, daar is kom Karel. So asseblief as jy nog nie vleis bestel het nie, gaan by hom Karel, maak het draai. En dan doen ons ook hierdie week ons vleisbewerking. Daar is, as daar iemand is wat kan help, ons het 'n groot hoeveelheid vleis, daar is omtrent 200 kg vleis wat hulle moet werk hierdie week. As jy kan, dit gaan wees by die buitekombuis by Groene Weide, Dinsdag, Woensdag en Donderdag, van 8:00 af in die oggend. En wat hulle gewoonlik doen, is dat dit 'n sekere hoeveelheid goed wat hulle op 'n dag moet doen. So jy begin 8:00 en hoe meer hande daar is, so vinniger maak hulle klaar, en dan gaan hulle weer môre aan. Een dag bijvoorbeeld sny ons het in blokkies en ons, ek sê nou ons maal die vleis en ons gooi dit in die, saam met die goed en die volgende dag en stop ons eers die vors. So daar is sekere dinge wat op elke dag gebeur en as jy nuuskierig is, jy het nog nooit beleef nie, as jy kaart sê, gaan kyk gerust, dit is rarig iets om by te woon en te ervaar. Soos ek gesê het, dit is dan Dinsdag, Woensdag en Donderdag van 8:00 af die oggend. Dan asseblief maak so elke nota. Sonder het nie gesê elke dag. So Ja. van Maandag tot Vrydag. Nee, elke dag 8:00. Dinsdag, Woensdag en Donderdag, maar elke dag gaan ons 8:00. Ons doen gewoonlik die Dinsdag 10:00 en dan die ander 2 dae 8:00. Maar as nou hierdie keer baie vleis, so dit is 8:00 van elke dag. Dan asseblief maak 'n nota vir die kermis. Dit gaan plaasvind op die 5de September. So ons sal ons beplanningsvergaderings in Junie maand begin. So maak so laat daarvan 'n nota. Daar is nou na die erediens is daar weer kategese en dan wil ons ook net seker maak dat almal weet ons erediens volgende week is by Groene Weide. Dit is weer 9:00 die oggend. Moenie vergeet nie, daar is 'n ete na die tyd. Lekker dag vir elkeen en kom ons gaan dan koffie.